Goeiemôre. Jy luister na die 60ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. Ons praat vanoggend oor die resep vir Christelike gesinsverhoudings. Ek gaan vanoggend net voor Goeie Vrydag en Paasfees 'n oomblik wegbreek van die boek waaroor ons op die oomblik gesels. Ons gaan kyk na 'n ander boek wat deur Jack en Judith Balsbeek geskryf is met die titel The Family, wat 'n Christelike perspektief op die gesin bied. Ek wil deurlopend my oog bly hou op die Christelike erfenis en wysheid uit die woord, terwyl ons soveel as moontlik leer uit die langste studie wat ooit gedoen is, juis oor menslike welstand. Die skrywers van The Family se benadering staan teenoor sekulêre of sosiale modelle. Anders gestel, dit verruim dit en gee 'n Christelike perspektief daarop, deurdat hulle die gesin nie bloot as 'n funksionele eenheid sien nie, maar as 'n verhoudingsstruktuur wat gevorm en onderhou word deur wie God is en wat God doen. Met ander woorde, God se karakter en dade. Die skrywers ontwikkel 'n model van die gesin gebaseer op 4 teologiese kernwaardes: verbond, genade, bemagtiging en intimiteit. Hierdie beginsels is nie net prakties relevant nie, maar word gesien as 'n weerspieëling van God se verhouding met die mensdom. Verbond, die fondament van verhoudings. Die konsep van verbond vorm die basis van ons gesinslewe. In die Bybel is God se verhouding met die mens verbondsmatig. Dit is 'n belofte gebaseer op lojaliteit, trou en liefde, eerder as prestasie of voorwaardes. God sluit 'n verbond met sy volk soos met Abraham en Israel en bevestig dit uiteindelik in Christus met die kerk. Net so behoort die gesin en veral die huwelik as 'n verbond eerder as 'n kontrak verstaan te word. Waar 'n kontrak op voorwaardes berus, ek sal as jy sal, is 'n verbond 'n onvoorwaardelike toewyding. Ek sal, ongeag of jy sal. In die konteks van die gesin beteken dit dat die verhouding tussen huweliksmaats, tussen ouers en kinders, broers en susters met mekaar, op trou, lojaliteit en liefde gegrond moet wees, selfs wanneer daar konflik of teleurstelling is. Hierdie verbondsliefde bied 'n veilige konteks waarin gesinslede hulself kan gee en ewenwel ook ontvang. Genade, die leefruimte vir groei. Gebou op die fondament van die verbond is die tweede beginsel genade. Soos God sy mense met genade behandel, met vergifnis, oortredings van sonde en foute, sonder vrees vir verwerping en steeds ruimte bied vir groei, so moet gesinne ook 'n kultuur van genade bevorder. Genade sê nie alles is toelaatbaar nie, maar eerder genade vind 'n manier om voort te gaan met 'n verhouding wat deur kompleksiteit in die oë gestaar word, sodat ons juis deur ons gebrokenheid kan leer, tot genesing kan kom en kan groei. In gesinne waar genade heers, is daar ruimte vir foute sonder vrees vir verwerping. Kinders hoef nie te vrees dat hulle liefde sal verloor as hulle val nie. En huweliksmaats kan mekaar se swakhede aanspreek en ook hulle eie sonder om verneder te word. Juis binne hierdie genadige ruimte dat ware groei en genesing moontlik is. Dit is die dinamiek van geestelike volwassenheid. Bemagtiging, die oordrag van waardigheid en agentskap. Die derde beginsel is bemagtiging, in Engels empowerment, wat die proses beskryf waardeur gesinslede mekaar versterk, waardig ag en toerus om hul volle potensiaal in Christus te bereik. Hierdie idee is gegrond in die werk van die Heilige Gees, wat ons bemagtig met gawes en waardeur ons die vrug van die Gees uitleef om in diens van mekaar en die wêreld te leef. In die gesin beteken bemagtiging dat ouers kinders nie net dissiplineer nie, maar ook toerus vir die lewe. Hulle help om verantwoordelikhede te dra, hulle eie unieke identiteit te ontwikkel en sinvolle verhoudings te vorm. Dit vra 'n balans tussen toestemming en verbod,
vashou en laat gaan. Huweliksmaats behoort ook mekaar te bemagtig, eerder as om mekaar te beheer of te onderdruk. So werk hulle saam om mekaar se roeping te ondersteun. Hierdie beginsel is veral belangrik in die lig van kulturele dinamika, waar mag dikwels ongelyk verdeel is, tussen ouers en kinders, mans en vroue, en ander gesinsverhoudings soos boeties en sissies. Daar behoort 'n wederkerige bemagtiging te wees, waarin elke gesinslid waardevol en bekwaam geag word. Intimiteit, die vrug van verbond, genade en bemagtiging. Wanneer verbond, genade en bemagtiging die gesonde ekologie vorm waarin gesinslede bestaan, ontstaan daar 'n natuurlike klimaat vir intimiteit. Intimiteit gaan oor koneksie. Dis nie bloot fisieke of romantiese nabyheid nie, maar emosionele, geestelike en kommunikatiewe nabyheid. Dit is die ruimte waar gesinslede mekaar werklik erken en aanvaar. Intimiteit kan net ontwikkel waar mense veilig voel, deur die verbond natuurlik. Vry voel om hulle ware self te wees, deur genade, en toegerus voel om 'n bydrae te lewer, deur bemagtiging. Sonder hierdie voorafgaande beginsels is ware intimiteit onmoontlik of selfs gevaarlik. Mense hou hulle self terug uit vrees vir verwerping of miskenning. Intimiteit in die gesin stel kinders in staat om hulle emosies en drome te deel en bevorder 'n huwelik waar kommunikasie en vertroue die norm is. Wanneer ons as gesinslede so leef, weerspieël dit God se begeerte om met ons in 'n verbondsverhouding te leef, waarin God se genade ons vryspreek, waarin God ons toerus deur sy Gees, en waarin ons in verborgenheid met God kan leef, en ons met God. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons vra dat U ons sal vul met U Heilige Gees, dat ons die vrug van U Gees in ons lewe sal bly beoefen, om werklik lief te hê, om met blydskap in ons harte te leef, om vredemakers te wees, geduldig te wees met mekaar en ander mense, om vriendelik te bly, goedheid na te streef, getrou te wees aan U, ons lewensmaats, ons kinders, ons vriende, om sagmoedig te bly optree en met selfbeheersing. Ek weet dat ek aan Christus Jesus behoort. En ek kruisig saam met Christus my hartstogte en my begeertes wat nie in pas is met U Heilige Gees en U volmaakte wil nie. Help my om nie verwaand te wees, ander uit te tart of jaloers te wees nie, maar help my om in 'n gees van sagmoedigheid ook ander reg te help. Deurgrond my siel, o Heer, dat ek myself eerlik ondersoek en my hart voortdurend tot U bly bekeer. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Mag ons môre met Goeie Vrydag opnuut ons ou sondige mens saam met Christus laat kruisig, sodat ons ook Sondag, wanneer ons die opstanding van ons Here vier, kan opstaan tot 'n nuwe lewe. Liefde en 'n geseënde Paasfees.